Ons groet u weer eens in die wonderlike naam van die Here Jesus. Lig op my bietjie hartig my stem forceer. Omdat ons vanmôre in die huis van die Here is, wil ek graag die woord bedien met die tema maak ruimte vir groei. Ek laat nou 'n bietjie staar, net so titsie. Maak ruimte vir groei. Ek lees in Jesaja 54 vers 1 tot 3. Ek lees eers die ou vertaling. Jesaja 54 vers 1 tot 3. Jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Vers 2. Maak die plek van jou tent wyd. Laat hulle die doeke van jou tentvonings oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Nou die Nuwe Afrikaanse vertaling vertaal die volgende in vers 1 waar hy sê die onvrugbare wat nie gebaar het nie moet uitbreek in gejubel en juig. En dan sê die nuwe vertaling, jubel onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wêreld gebring het nie, jubel en juig, jy wat geen geboortepyne geken het nie. Nou wil ek net dit sê, as jy geestelike groei wil sien, sal jy geboortepyne beleef. As daar geen geboortepyne is nie, sal jy geestelik nêrens groei. Jy is eintlik net in jou gees dormant. So geboortepyne is geassosieer met groeipyne. Nou, wanneer hy praat van dat ons moet uitbreek en dat ons moet jubel, skryf hy dit in Jesaja in die konteks dat die volk in gevangenskap is. Hulle is in 'n toestand van onvrugbaarheid met betrekking tot hulle blyplek. Daar is nie vir hulle toekoms nie. Hulle is gevangenes in ballingskap. Hulle dien onder vreemde koningskap. Nou kom hierdie woord in die konteks van die onvrugbare toestand en hy verwys dit dan met 'n vrou wat onvrugbaar is en dan kom die goeie nuus dat daar eintlik 'n swangerskap reeds is en baie keer weet 'n vrou nie in die eerste paar weke of sy swanger is nie. Sy wonder partykeer rondom die siklusse wat nie altyd lekker werk nie. En dan op 'n stadium besê sy maar eintlik dink ek is swanger. En dan doen sy 'n toets of sy gaan dokter toe of wat ook al om dit te bevestig. Nou wil ek vanmôre sê dat in die gemeente is julle dalk reeds swanger en julle weet dit nie. Dat julle by 'n plek staan om geboorte te gee in die volgende seisoen. Belangrik om dit vanmôre te hoor in die geesriem. En wanneer jy dit hoor, dat jy daarmee identifiseer en jou in lyn bring met dit wat gaan gebeur. Sodra 'n vrou weet sy swanger, begin sy nou eintlik voorbereidings tref. Begin nou baba kleertjies kry en probeer nou maar baba olie kry en al die goedjies en 'n baba tee word gehou en al die goeders is 'n voorbereidingsproses vir die koms van die baba. Maar daarmee saam weet sy ook, daar gaan geboortepyne wees, wanneer sy geboorte skenk aan die baba. En ek wil vanmôre vir u sê, behalwe vir die gemeente wat dalk in geboortepyne sal inbeweeg en iets moois na vore sal sien gebeur, wil ek die lyne deurtrek na jou eie geestelike lewe. Dat jy en ek ook vanmôre die uitdaging sal aanvaar om uit te breek, om ruimte te maak vir groei. Maak die plek van jou tent wyd. Laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Gaan nou daaroor bietjie meer breedvoerig praat.
Maar die volk bevind hulle self in ballingskap, in gevangenskap, en dit is in die aard van die saak die hele gedagtelyn van om beperk en suinig te dink oor hulle omstandighede. Wanneer jy in gevangenis is, dan dink jy nie ver. Jy sien ook nie ver. Jy sien net, dit is die 4 mure agter die traliedeur. En dis die prentjie wat baie keer in mense se geestelike lewens is. Hulle dink beperk. Hulle voel nog steeds soos gevangenisse van hulle omstandighede. Baie maal is hulle nog steeds gevangenisse van hulle sondige leefstyl. En wil hulle nie insien dat daar ruimte vir groei vir hulle moontlik is. Vanoggend lees ek Marcelo se WhatsApp boodskapie. Om in liefde te groei is van God afhanklik. En hy sê 'n klop goed, maar hy sê die volgende wat toe nou aansluiting vind met my boodskap. Hy sê ek kies om in hierdie baie belangrike roepings, en hy gebruik die woordjie S vir meervoud, want jy word geroep in verskillende dimensies en gawes en vermoëns. Ek kies om in hierdie belangrike roepings te groei eerder as om aan duisende verskonings te dink. Hoekom dit nie moontlik kan wees nie. Iets om oor te dink. Mense het baie verskonings waarom hulle geestelik nie kan groei. Dis die pastoor wat my nie groet nie, dis die pastoor wat my nie besoek nie, dis die pastoor wat nie goed preek nie. Dis hierdie broer en daardie suster. Dis daai skynheilige en hierdie skynheilige. En ons soek verskonings vir ons eie beperking. En ons is gelukkig om ons eie gevangenis te bly. En die uitdaging vanmôre is breek uit in gejubel. Maak plek vir jou tent. Maak dit wyd oop die doeke. Verhinder dit nie, slaan die penne styf in. Laat daar iets gebeur wat groei moontlik maak. Maak ruimte. En in jou gees en in my gees moet daar gedurig ruimte wees vir groei en nie verskonings uitgedink word waarom ek geestelik nie groei nie. Nou groei is 'n vooruitsig in hierdie profetiese woord. Daarom moet daar volgens beplan word. Moenie net beplan nie, maar spring ook aan die werk. Baie mense droom van 'n geestelike lewe waar hulle 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Maar dit bly drome. Om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe beteken dat jy self geestelik sal groei, dat jy jouself sal challenge, as ek die Engelse woord kan gebruik, jouself uitdaag, en dat jy bereid sal wees om geboortepyne deur te staan. Wat uiteindelik is die produk wat na vore kom, al die geboortepyne weg. Gooi weg die dinge wat geestelike groei vertraag. Nou, sodra die vrou nuus gekry, sy swanger, en mense naderhand kan sien sy swanger, dan raak sy ontslaaf van die klere wat sy nie meer inpas nie. Miskien bære sy met die hoop, sy sal weer terugkom in dieselfde grootte. En baie van ons sal sê, nee, dit gebeur nie sommer. Maar sy maak ruimte vir groei. Sy maak ruimte vir die baba om binne in die rok te pas. En in jou gees is dit belangrik dat jy ruimte sal maak vir jou gees om te groei. Gooi weg die dinge wat jou beperk. Raak ontslaaf van sonde, ongeregtigheid. Raak ontslaaf van 'n lewe wat in duisternis gehul is. Raak ontslaaf van 'n lewe waar jy ervaar
om bietjie wyer en groter te dink as die 4 mure van die gevangenis. Raak ontslae van sonde, ongehoorsaamheid, onbetrokkenheid, hardkoppigheid, onvrymoedigheid, paar goed waarvan jy ontslae kan raak. Onvrymoedigheid is 'n tipiese een. Wanneer jy tot bekering kom en jy die Here begin dien en erns en jy's getrou en dan begin die pastoor jou raak sien, die geestelike leiers begin jou raak sien en wil jou graag gebruik om te bid en wat daarmee saamgaan, dan kruip jy heeltyd weg. Ek was daar. Maar net nie raak sien om dit af te sluit met gebed nie. Jy dink beperk. Jy voel jy's in 'n gevangenis. Dit voel jy kan nie uitbreek nie. Wat gaan die mense sê as hulle hoor hoe ek stamel oor my woorde? As ek sinneloos se goeie sê in my gebed. En ek maak nie ruimte vir groei nie. Wanneer jy ruimte maak vir groei, wanneer die pastoor vra wie is daar wat wil bid, dan as jy vir die eerste keer die publiek moet bid, dan steek jy jou hand op en sê ek sal. Jy maak nou ruimte vir groei. Jy is bereid om die geboortepyne deur te staan van mense wat agter jou daaroor praat, agter jou rug daaroor lag. Spynlik. Sien lekker dat jy soms voel die soeklig het op my geval en almal sien my foute raak nie. Maar die woord sê, maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie. Steek jou hand op en sê, ek sal waag om vir God iets te doen, sodat my gees kan groei. Breek uit. Spreek van 'n definitiewe poging wat aangewend word. Nie daar sit in die hoekie en hoop dat iemand my raak sien en ek dalk onder 'n geleentheid sal staan as iemand vir my vra om te bid. Ekskuus ek dit nou sê, maar dit is my persoonlike opinie. Mense wat gewoonlik nie in die publiek wil bid nie, het nie veel van 'n gebedslewe in hulle binnekamer. Want dis daar waar jy oefen. My persoonlike opinie. Dink daaroor, vat dit, los dit, jou saak. Breek uitspreek van 'n definitiewe poging. Daar's inspanning, daar's toewyding, daar's oorgawe, daar's betrokkenheid in diens van die Here om te sien hoe die werk van die Here groei. Nou, het gaan oor die gemeente wat groei, het gaan oor jou persoonlike lewe wat groei, het gaan oor die werk van die Here wat groei, omdat jy ruimte maak vir groei. Nou, wil ek net dit sê, hoe moet ons uitbreek met gejubel? Eerstens, ons moet God toelaat om ons te verander. Amen. Soos hy wil. Ons moet bereid wees om in 'n proses van verandering te staan. Weereens die beeld van die swanger vrou, daar vind verandering in haar liggaam plaas en jy sien dit met die fisiese oog. En as jy in jou gees wil groei, moet daar iets in jou gees verander, sodat ander kan sien dat jy geestelik groei. Paulus verwys daarna na Timoteus, waar hy dit sê. Ek het nou nie voorberei, maar ek dink nou daaraan. Hy was in Timoteus. Seker 2 Timoteus. Ja.
2 Timoteus 3 vers 23, miskien vers 22 aflees. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit 'n reine hart aanroep. Wat gebeur hier? Ek raak ontslaaf van 'n lewe van begeerlikheid van die jonkheid. Die plesier en die genietinge van die lewe. Ek begin groot raak. Baie jong mense sukkel om groot te word, né? Het gaan net oor die genot van die lewe. En dan jaag hy na liefde, geloof, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep, en die dwaase, die onverstandige strydvra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis sal werk, en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid, en hulle moet weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevange geneem is. Ja, dis nou nie die skrif wat ek soek nie. Het gaan oor die feit dat hy sê, dat almal jou vooruitgang duidelik kan sien. Ek hoor dit nou daar gelaat. Hy skryf vir Timoteus, hy sê, almal moet sy vooruitgang duidelik sien. Nou vra ek vandag vir jou, kan mense sien dat jy geestelik groei? Kan jou familie sien jy geestelik groei? Nou, om uit te breek en om groei te verseker, is daar 'n paar goed wat moet gebeur. In die eerste plek, moenie beperk of suinig dink nie. Jy is wat jy dink. As jy dink jy kan nie bid nie, dan gaan jy nie kan bid nie. As jy dink jy kan nie preek nie, gaan jy nie preek nie. As jy dink jy kan nie sonde oorwin nie, gaan jy nie sonde oorwin nie. Moenie beperk dink nie, moenie in jou gevangenskap jou denke beperk. Maar sien dat daar 'n dag aanbreek wanneer die deure van die gevangenis oop gesluit word. En Christus jou bevry en jou help om jou tent veier te maak. Moenie beperk dink nie. Maak breër jou tentdoeke. Maak langer jou tentlyne. Wanneer ek nou oor hierdie goed praat, dan wil ek sê, moenie beperk dink nie, beteken jy moet ruimte maak vir groei. Dan moet plek wees vir vernuwing van jou denke. Maak breë jou tentdoeke, aan die ander woorde, kry visie. Droom groot. Droom hoe God jou kan gebruik. Maak langer die tentlyne. Dit is bedieninge en genadegawes wat mee ek wil identifiseer. Om die gawes wat God vir jou gegee het, jou talente, jou vermoëns, maar ook die charismata, die bonatuurlike gawes van sy Gees, wat in jou, deur jou kan werk. Maak die tentlyne lank. Slaan die tentpenne dieper in. Dit wil ek assosieer met God se woord. Om geanker te wees in die woord van die Here. Nou, vinnig net daarna hier en daar verwys. Moenie beperk dink nie, maar ruimte in jou denke, vernuwe dit, sien hoe God jou kan gebruik, visualiseer dit, en dan wanneer jy dit visualiseer, dan begin jy aanpassings maak, en jy skep geleenthede om in die publiek te bid, jy skep geleenthede om met mense te praat oor die evangelie, jy waag om eintlik te groei. Jy is bereid om geboortepyne deur te staan. Ek het hier nota 2 gemaak. Nee, ek gaan op die laaste punt van dit weer aanhaal. Maak langer jou tent
vleine is bedieninge. Ja, hier is die skrif wat ek aangedink het. 1 Timoteus 4. Ek moes dalk net nie myself vooruit gehaal het. 1 Timoteus 4 vers 14 tot 16. Dis die skrif wat ek wou aanhaal, maar ek hardloop myself te vroeg uit. Miskien moet ek vers 12 aflees. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Klomp goed is waar jy eintlik groei, né? Waarin jy verskil maak, waarin mense kan sien dat daar groei in jou lewe plaasvind. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en leer. In ander woorde, raak betrokke in die bediening. Moenie net die kerkbank warm sit nie. As jy wil groei, moet jy iets doen in God se koninkryk en in die gemeente. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin. Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Maak ruimte vir groei. Laat hulle sien daar's groei. Ek verwys hier na waarom moet ek ruimte maak vir groei in my eie lewe en in die gemeente? Omdat daar 'n nageslag gaan wees. Jy sien, weer eens die beeld van die vrou. Dit maak ruimte vir groei. Groter rok, sodat die maag ten minste so 'n bietjie verbloem kan word. Sy begin die babakamer inrig. Sy beplan volgens wat gaan gebeur. Want daar gaan nou 'n nageslag wees. Jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel en juig wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Daar gaan kinders wees. Nageslag. En dan het ek hierdie volgende nota gemaak. Ek maak ruimte omdat daar 'n nageslag gaan wees. Ek moet die visie sien binne die gemeente. Daar gaan groei wees en daar gaan baie kinders wees. En as jy nie daai prentjie het nie, dan sien ek moeilikheid vir hierdie gemeente. Ons moet 'n visie hê waar daar kinders gebaar word, geestelike geboortes gebeur. Terwyl ek voorberei, kon ek nie anders as om hierdie opmerking te maak vir myself nie. Wanneer jy 'n sekere ouderdom bereik, dan baar jy nie sommer kinders nie. Behalwe as jy nou Sarah, Abraham se vrou is. Maar hulle is in die minderheid. En ouer ek geword het, moeiliker het ek gesien dat mense in my bediening tot bekering kom. Waarlik tot bekering. Ek praat nie net van getrou na die kerk te kom, so nou en dan my gesig te wys. Mense wat waarlik tot bekering kom in die Here se aangesig sien. Irene kan my uitdra, my bediening in al die gemeentes is daar bedieninge opgewek. In al my gemeentes is daar mense wat hulle hand opgesteek het vir die voltydse bediening en die voltydse bediening beland het. Ek het kinders gebaar. Soos Paulus Timoteus gebaar het. En terwyl ek oor hierdie gedagte top, te besef ek,
Die laaste ruk is daar nie regtig veel kinders wat gebaar word. Mense wat hulle hand opsteek en betrokke wil wees in die gemeente, omdat hulle hart en siel daar wil wees. En wanneer ons hier vanmôre praat oor breek uit in gejubel, jy gaan kinders baar, wil ek hê, jy moet vanmôre hoor, dan moet in jou gees 'n jonkheid wees. Dan moet in jou vuur wees. Die hormone moet hande klap. Geestelike hormone. Jy wil graag sien mense vind die Here. Jy wil graag sien mense dien die Here met oorgawe en toewyding. En wanneer hy sê breek uit in gejubel, dan wil ek jy moet vanmôre hoor wat God se Gees vir jou wil sê. Jy moet in jou gees 'n verwagting hê vir groei in jou eie lewe en in die gemeente. Jy moet in jou gees sien hoe mense die Here dien en oorgaan. En 'n woord van waarskuwing. Pas op om 'n ou man te beroep wat nie meer kan baar en kinders verwek nie. Jy soek iemand met vuur. Jy soek iemand met ywer. Jy soek iemand wat sê ek is bereid om deur te breek. Iemand met 'n visie. En ek wil nie vir skriftelik wees nie, maar ek wil my gees vanmôre identifiseer wat God se woord sê. Iemand wat sê ek is bereid om deur geboortepyne te kom, sodat daar 'n nageslag kan wees. En dis 'n woord nie net vir die toekomstige pastoor wat gaan kom nie, maar vir jou en vir my ook. Want jy en ek moet gedurig die verantwoordelikheid aanvaar van geestelike ouerskap. Dis my laaste gedagte. Om uit te breek en ek dink wyd oop te span en die lyne lank te maak en die penne styf in te slaan. Het te doen met jy en ek wat bereid is om geestelike ouerskap te aanvaar. Dit beteken jy is bereid om jou arm om iemand te plaas en te sê ek wil met jou op pad stap. Ek wil jou mentor wees. Ek wil jou geestelike vader wees. Ek wil jy moet 'n disipel word, soos ek 'n disipel is van Christus. Ouerskap is die aanvaarding van sekere verantwoordelikhede. Die verantwoordelikheid neem om iemand geestelik te begelei, iemand geestelik te bedien en om vir iemand die geestelike voorbeeld te stel. Hoor wat sê Paulus in 1 Korinte 4 vers 14 tot 16 rondom geestelike vaderskap. 1 Korinte 4 vers 14 tot 17. As skryf hy hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Duidelike geestelike vaderskap. Duidelik is daar 'n geestelike kind verwek. En hy wil jy en ek met dieselfde gesindheid hê. Verantwoordelikheid aanvaar waarin my lewe belê in iemand anders. Hoor wat sê in Galasiërs hoofstuk 4 vers 19. Galasiërs hoofstuk 4 vers 19, my kinders. My kinders. Hy praat met die gemeentelede daar in Galasië, Paulus. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry.
Hy beleef geboortepyne, want hy seker lidmate dink, en hy begeer dat hulle sal groei in die Here, en dat hulle soos Christus in hierdie wêreld sal wees. Daar's plek vir geestelike ouerskap in die kerk. En wanneer hy hierdie profetiese woord spreek, maak groter die plek van jou tent, maak breër jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentuin en slaan die tentpenne dieper in, want jy sal na alle kante toe uitbrei, jou nageslag sal nasies verdryf, en in stede sal jy woon. Daar's 'n nageslag. Nou wil ek hê jy moet jouself identifiseer in die 3 generasies wat daar hoort in enige gemeente. 1 Johannes hoofstuk 2 verwys na 3 generasies en daar behoort in elke gemeente 3 generasies te wees. 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Kinders is mense wat weet hulle sondes is vergewe. Wat eintlik tot bekering gekom het, en wedergeboorte ervaar het. Geestelike babas, peuters, kleuters, tieners, kinders, wat die ervaring het dat hulle sondes is vergewe. En as jy nou hier sit en jy twyfel of jou sonde vergewe is en jy twyfel of jy tot bekering gekom het, dan jy ernstig nodig om jou hart oop te maak, dat God iets in jou gees kan doen, dat jy weer gebore sal word en 'n kind van God sal word, omdat jy weet jou sondes is vergewe. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Geestelike jong manne, partykeer is hulle voorbarig en voor op die wa, maar dis gewoonlik mense wat weet, ek kan die Bybel 'n challenge gee, want ek weet wie in my is. Ek kan vas staan, want die Here het my oorwinning gegee oor hierdie en daardie sondes in my lewe. Dis iemand wat geestelik al gegroei het. Vaders is iemand wat die Here ken. Wat daarmee te kenne gegee word is, hulle het ervarings met God. Daar's 'n intieme verhouding met God. Ek ken vir Wiekie, maar Jan ken haar beter. Op 'n ander vlak. Ons is nou groot mense. Maar om iemand te ken, is om iemand regtig in alles te ken. Om iemand te beleef en te ervaar. En wanneer hy praat met die vaders wat die Here ken, dan wil hy eintlik die beeld skep, jy het ontmoetings met jou God gehad. En jy is gedurig in gemeenskap met jou Vader. Hy vryf op jou af, sodat jy jou kinders 'n voorbeeld kan wees. Sluit af, breek uit in gejubel. Maak die plek van jou tent wyd. Laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan, verhinder dit nie. Maak jou lyne lank, slaan jou tentpenne styf in, want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit nie. Mag jy vanmôre ervaar in jou gees, hierdie is 'n profetiese woord, wat jou challenge, wat jou uitdaag om uit te breek, om die tent oop te span,
om te beplan vir groei in jou eie geestelike lewe, maar daarmee saam ook vir die gemeente. En dat die gemeente by 'n plek sal wees waar ons sien geestelike groei. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Vader, help ons om nie suinig en beperk te dink nie. Nie oor ons eie lewe en ons eie potensiaal en vermoëns nie. Want groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Help my om vanmôre ook daarmee saam geestelike ouerskap te aanvaar. Dat ek soos op Paulus inspraak kan gee in die lewe van Timoteus. Help my om vanmôre die prentjie te sien hoe die tent oopgespan word. Hoe die lyne langer gemaak word. Hoe die tentpenne ingeslaan word. En die tentpenne simboliseer God se woord. Dat die woord die basis is waarop ons vas staan. En dat ons deur die woord van die Here groei. En dat ons sal sien dat daar 'n nageslag sal wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.